Jesus our Lord. Thank you, O God, for your mighty word, and we sing, we praise. Hemelse Vader, ons sê dankie vir die teenwoordigheid, vir die heiligheid wat die deurvloei, vir die Heilige Gees wat die deurvloei. Vader, ons vra dat elkeen hulle harte sal oopmaak om die Gees te ontvang, en dat elke saad wat gesaai sal word nou op goeie grond sal val. En ek maak myself beskikbaar, Vader, dat die deur my kan vloei, maar dat net U wil sal geskied vanoggend, Vader. Sê dankie, Vader, ons gee U al die eer en die heerlikheid vir al die wonderwerke wat U geplaas het vanoggend, Vader. Al die genesing wat geplaas het vanoggend, Vader. Ons gee U al die eer en lof. In Jesus mooi naam. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Ek is opgewonde om U te lees, Amen. maar ek is meer opgewonde om my Gees te voel. Yes, amen. Alreeds. Prys die Here. Het is so fantasties as mens dink dat ons praat met niemand nie, maar die Gees van God lei almal so in dieselfde rigting, dat ons in eensstemmigheid saam kan ons. Om Steven nie geweet van die Heilige Gees, wat ons sal bedien wat nie. Maar vanoggend praat ek oor die Heilige Gees. Die meeste van die koortjies was vanoggend oor die Heilige Gees. Ek het Chris op nou nog 'n bietjie gesels, om Steven, om Hengel binne gesels. Die Heilige Gees se oggend is vanoggend. Dit is sy oggend vanoggend. Sê dit, Here, ek is hier om te ontvang. Dankie. Sê die een langs jou, jy beter wakker wees. Beter wakker wees. Jy beter reg wees. As raak ek jou voor. Prys die Here. Nou, kom ons kyk eers, wie laat jy toe om jou te troos? Nou as kind, hardloop jy baie vinnig na jou maat. Jy sê, Mami, wat sê jy kry? En dit lyk so erg. Maar as jy by jou ma kom, is dit so klein oor die snytjie. Maar jy gaan skop so groot baai op en sê dit is so groot sny. As jy agterkom om jou kinders hier te kom, is eintlik net so klein sny. Maar wat doen 'n moeder aan? Ag, moenie worry nie, my kind, dit is nie so erg nie. En tussen die is maar net so klein snytjie, maar moenie worry, dit is nie so erg nie. Jy sal nie doodgaan nie. Nee. Maar wat ek so opgewonde is oor, ons het ook 'n trooster as groot mense. So groot mense moet nie worry nie. Jy hoef nie, as jy dink ek het nie jou maat raak nie, jy is te groot nou en te volwasse. Dis oké. Dis oké. Die Heilige Gees is hier. Ons troos. Maar die volgende stap is dan, luister jy na die stem van die Here. Luister jy wat die Heilige Gees vir jou sê om te doen. Is maklik om te ontvang, is maklik om getroos te word, en is lekker om getroos te word. As groot man, weet ek ook lekker as my vrou my troos. Amen. Amen. Yes. Maar die Heilige Gees is soos 'n moeder se hart. Yes, Lord. Hy wil ons troos. Maar hy wil ook hier gehoorsaam wees. Amen. As een van my seuns na my toe kom en hy het self gestamp of seer gemaak, dan sê ek vir sy, dis oké, maar moet dit net nie weer doen nie. Ja. Nou dis jou keuse of jy gaan luister na die stem van die Heilige Gees, gaan jy luister na die trooster, dis ons keuse. Maar met ons keuses moet ons ook 'n getuie wees vir die Here. Die wêreld buite moet kan sien dat die Heilige Gees beweeg deur ons, maar ons luister ook na die Heilige Gees, want hulle kan dit sien in ons aksies. Yes. Amen. Johannes 14 vers 26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sê bietjie, sê. Nou sê jy, luister. Ja, luister, dis die probleem, né? Nou, hoe luister mens vir die Heilige Gees?
Daar's baie maniere om te luister vir die Heilige Gees. Baie keer is dit 'n gevoel wat jy kry, die gevoel of jy sien dit eers vir 'n prentjie op in jou gedagtes. Die Heilige Gees praat op verskillende maniere, baie keer deur sy woord ook. Kom ons wys vir julle werk. Wie wil sien hoe werk die Heilige Gees? Amen. Amen. Wie wil vanoggend sien dat die Heilige Gees kan met elkeen praat? Gaan dit dus vanoggend? Alright, kom ons kyk, wie is braaf genoeg? Wie sal braaf genoeg wees? Quentin, kom jy eerste vir my. Okay, Jon, jy is te lang, so jy moet my sit daar pas nie hoor. Klop manne te lang, wat langer as ek is. My ma het ook plus te veel bakteen op my kop, plus dit ek klein was. En ek kan nie sê, my vrou sit op my kop, en ek. Prijs die Here. Alright, nou gaan ons vir die Heilige Gees vra om deur julle twee te werk en 'n boodskap aan die gemeente te kan gee. So dit reg. Kyk. So, jy gaan begin. Of die Heilige Gees sê, Heilige Gees, hier is ek. Gebruik my vanoggend. Sê daar. Heilige Gees, hier is ek, gebruik my vanoggend. Gee U vir my die skrif wat ek moet gee. Gee U vir my die skrif wat ek moet gee. Glo die Here in jou wys. Amen. Alright, kyk, so nou is wat doen. Gee my hier die eerste. Jy gaan die Bybel vat. Alright. En jy gaan die vinger in die oor sit. En sê, Heilige Gees, lei U my vinger op die regte plek op te maak. Alright, dis was 'n bietjie boekmerk. Dis net maar 'n bietjie uit al. Ek wil nie eintlik gelei word in boekmerke nie. Maar die Heilige Gees, kyk dit nou 'n bietjie beter is. Maak ons 'n bietjie oop. Alright. So jy het Heilige Gees vra, nee. Sodra jy daar kom, sit jy vinger op die plek en jy hou dan. My sien is verder nie. Kyk, jy moet my check hoor, dat ek hom nie help nie. Okay. Alright, so vra Heilige Gees om die vinger te lei. Kyk, alweer daar staan. Alright. Jy kon dit. Nou gaan jy vir Heilige Gees vra. Jy het nie 'n Bybel leer nie. So nou ek lekker vir jou. Kyk. Jy gaan vir Heilige Gees vra. Gee vir my enige boek met ophou. Enige boek van die Bybel. Kyk. Wanneer jy Heilige Gees gebruik word, sê Heilige Gees, ek is hier, gebruik. Kyk, soos jy reg is, dan betref sê Heilige Gees, geef my 'n boeknaam, dat die boeknaam het kan op in jou gedagtes. Sien hoe werk die Heilige Gees op verskillende maniere. Daar's geen vorm van die Heilige Gees. Die Heilige Gees vul homself aan volgens hoe jy verstaan. As ek Zulu verstaan, gaan die Heilige Gees met my in Zulu praat. Want ek bly die Heilige Gees praat nie met my in Zulu nie. Maar as die Heilige Gees weet, jy's 'n visueel persoon, gaan die Heilige Gees vir jou fisies iets gee. As die Here weet jy kan stem van die Here nou hoor, in die naam van Jesus, dan weet hy gaan vir jou 'n stem gee om te hoor. Alright, wat is jy reg? Het jy 'n boeknaam gekry? Alright, sê vir my. Chapat. Alright, ons moet 2 Samuel 2 nou lees. Alright. Daar wat lees jy? Wat jy lees? Nehemia 2 vers 14. And the Lord God formed man of dust of the ground and breathed. It's not Nehemia. That's the breath of life. So the breath of life. Die Heilige Gees kan ons inasem. Alright, dat is een van sy vorms. Die Heilige Gees. Genesis 1 vers 2 sê, en die aarde was woest en leeg, duisternis was op die hele wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef. Alright. Genesis 41, nou kom het interessant, soos weet die Gees kan sweef, die Gees is soos lig wat kan rond beweeg. Alright. Maar die volgende skrif is baie belangrik. Hier sê Farao vir Josef, daar het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die Gees van God is. Amen. Nou hier kom die verskil. Hoe kan ek erken as die Gees van God in jou beweeg? Want ek kan luister
en kan begin doen wat die Gees van God sê om te doen. Amen. Wanneer die Gees van God begin beweeg deur my, kan mense kom agterkom, maar hoor jy, daar's 'n verskil in daai man. Hier kom 'n sê 'n non-Christian Farao, en hy kan sien en besef die Gees van God is in Jesus. In die Ou Testament. Die Heilige Gees het nie oor almal uitgestort nie, maar Farao het erken, daar's 'n anderste in Josef. Hier praat God self met Moses in Exodus 31 vers 3 en sê, en ek het hom vervul met die Gees van God. Amen. So God die Vader het in daai tyd die Gees van God laat neerdaal en vervul op sekere mense. Alright. Nou was ek 'n bietjie beperking geweest, want ek lees nie dat die Gees van God op Farao was nie. Alright, maar Farao het gesien dat die Gees van God is op Josef. Amen. Okay. As ons verder gaan. En Job sê, en hier besef Job een ding. Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. Hier het Job iets besef. Dit is die Gees van God wat hom lewend gemaak het. Hoe kon hy dit besef het? Hy moes dit ervaar het. Yes, Hy Lord. moes kon ervaar, hier is iets besig om te gebeur hier binne in my. As we verder gaan na Dawid, 1 Samuel 19 vers 20 sê, daarop stuur Saul die boodskappers om Dawid te gaan haal, maar toe hulle die skare profete sien profeteer met Samuel as leier aan die hulle hoof, het die Gees van God oor die boodskappers van Saul gekom, sodat hulle geprofeteer het. Jy sien, wanneer jy hier by mekaar kom, as een in die Gees, Yes, Lord. wanneer 'n besoeker instap, moet hulle onmiddellik gevul word met die Gees. Yes, Lord. Dis hoe naby ons die Heilige Gees moet in ons moet hou. Dis ons die verhouding wat ons met die Heilige Gees moet hê. Dat ons moet elke dag saam met die Heilige Gees stap. Oh. Dis hoekom eenheid so belangrik is. Amen. Eenheid in 'n gemeente is ongelooflik belangrik. Hier sê Dawid verder, Psalm 51 vers 13, verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my af weg nie. Hier kom Dawid, en hy sê nie die Gees van God nie, maar hy wees spesifiek, die Heilige Gees. Yes. Hoe het Dawid die Heilige Gees geken? Want hy het 'n pad saam met God gestap. Hy het 'n verhouding met God gestap. En hy besef dat die Gees van God is nie 'n gewone Gees nie, maar is 'n Heilige Gees. Yes, Lord. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. So nou met in die Nuwe Testament, en die Here sê, word vervul met die Gees. So dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Is jy kind van God vanoggend? Yes, Lord. Maar jy het 'n opdrag, word vervul met die Gees van God. Yes. Johannes 14 vers 16 sê, wat ons nou gelees het, en ek, sê Jesus, sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Daar's nie 'n tydperk, as jy net nou, tot by die kerk nou, as jy Heilige Gees nie. As jy huis toe gaan, is die Heilige Gees nog steeds met jou. Amen. Dis jou keuse, of jy Heilige Gees gaan toelaat, om saam met jou te staan, Amen. huis toe. Amen. Baie van ons sê, Heilige Gees, ek gaan huis toe, bly in die kerk, dan gaan jy huis toe. Nee, sê Heilige Gees, dankie die saam met my is, en met my is. Johannes 14 vers 26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer. Alles leer. En hy herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Aan alles wat ek vir julle gesê het. Luister na die Gees. Hy wil jou leer. Hy wil hê jy moet vorder met God, 'n beter verhouding hê met die Here. Luister na die Heilige Gees. Johannes 16 vers 7 en 8 sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is aan julle voordelig dat ek weggaan, want ek het nie weggegaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van 'n sonde en van geregtigheid en van oordeel. En hierso is die een ding. As hier iemand instap, ons vat 'n voorbeeld,
wat vol getatoeëer is, van kop tot tone. As hy sommer met al die koutjies gemerk, nee, is ons nie hier om haar persoon te sê, jy is verkeerd nie. Ons is nie hier om haar persoon te sê, jy mag nie tattoos op hê nie. Ons is nie hier om te sê, jy mag nie dit dra nie. Ons is hier om haar persoon lief te hê. Ons is nie hier om haar persoon te oordeel nie. Dis die Heilige Gees se werk. Die Heilige Gees sal haar persoon oordeel en vir hom leer en sê, hoor in my maat, daai groot ding wat jy nou op jou dra is nie reg nie. Los het vir die Heilige Gees. You're just here to love people. Yes. En dis wat die wêreld buite nodig het. Ons kom al meer agter, want ons meer, soos ek my vrou begin besig raak, die wêreld buite kom net liefde. Amen. Hulle kon nie oordeel nie. Want die wêreld oordeel laarens. Die wêreld kom net liefde. Yes. Dis al wat hulle nodig het. En hoe weet ons wanneer kan ons die liefde uitdeel? Wanneer ons luister na die Heilige Gees, sal hy vir jou lei, sê, hoor, daai persoon word net 'n bietjie druk, of daai persoon word net 'n bietjie aanskud. Luister die Heilige Gees, moenie 'n persoon oordeel vir ons uitkoms nie. Yes, Lord. Wees hom net lief. Amen. Geregtigheid, Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Die Heilige Gees sal ons lei van die geregtigheid. Yes, Lord. Luister, en hy sal jou leer. Maar die Here sê, soek dit. Soek sy koninkryk, soek sy geregtigheid, soek om gedoen wat reg is in die oë van die Here. 1 Korintiërs 12:7 tot 11 sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee. En dit is so fantasties. Elkeen. Yes. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie, as jy almal langer as ek is nie, dis ook om te kyk. Aan elkeen. Of jy kort of lank is, of jy anders lyk as die persoon langs jou, sê, ek so bly lyk soos jy nie. Elkeen. Yes. Sê dit jy harder, elkeen. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met die oog wat op nuttig is. Want aan die een word die Gees van die woord van wysheid, ander van kennis, dieselfde Gees, ander weer geloof, dieselfde Gees, gesondmaking, werking van kragte, profesie, en 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander aan alle tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel word. Elkeen. Yes. Is nie so wonderlik om te weet nie, dit maak nie saak wie jy is nie, jy is nog steeds spesiaal vir Jesus, hoor. Amen. Amen, sê nie langs jou, ek is nog spesiaal Ek sal spesiaal. vir Jesus. Jesus. En ek is ook by elkeen. Amen. 1 Korintiërs 14:1 sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Maar veral te profeteer. Geestelike gawes. Jaag dit na. Die Engels sê dit baie mooi. Follow after charity and desire spiritual gifts. Ons moet net hier rondloop en dink, ag, dis nie maar 'n kind van die Here moet wees nie. Nee, die Here sê, desire the spiritual gifts. Hoekom wil die Here vir ons sê ons moet doen? Want hy wil die wêreld daar buite wys. Hy doen nog wonderwerke vandag. Hy doen nog genesing. Amen. Prys die Here. 1 Tessalonisense 5:28. Wees in alles dankbaar. En dis 'n plek, ja. Vader, hy koskas bietjie terug. Ja. Here, moet ek dankbaar wees vir my koskas wat leer raak. Of dan gaan staan in jou kar, ek sê, Here, moet ek dankbaar wees vir my kar wat gaan staan. Of dan breek jou broer se kar, as jy die hele week onder die kar. Maar die Here sê, wees dankbaar. Amen. En ek kan getuig van dit. So 2-3 weke terug, toe gooi ek die laaste bietjie suiker uit die suikerpot in die gewone suikerbakkie in. En ek kyk hy suikerpot so, uit die suikerbak. En weet jy wat sien ek? Ek sien nie die suikers leeg nie. Ek sê, dankie Here,
daar is plek vir nuwe vars suiker. Amen. It's time for a refill, Lord. En weet julle wat? Daai aand toe bring iemand vir ons groceries. En wat in die groceries? Suiker. Jy sien, begin jou mind change. Ja. It's not empty. It's time for a refill. Amen. Net so is jy hier vanoggend en sê, Here, ek voel miskien leeg. But it's time for a refill with the Holy Spirit this morning. Amen. Want dit is die wil van God in Christus die storie. Blus die Gees nie uit nie. Verag die profesie nie. In everything give thanks, for this is the word of God, in Christ Jesus concerning you. Quench not the Spirit. Desire not prophesying, but despise not the prophesying. Verwaar is nie die genadegawe wat in jou is nie, wat aan jou gegee is. Die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. 2 Timoteus 1:16. Om hierdie rede herinner ek jou aan daarop, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is deur die oplegging van die hande. Wherever I put the remembrance that thou stir up, ek wil vir die Engelse weergawe, stir up the gift of the Holy Spirit. Stir it up. Sê, Here, ek wil u Gees met deur my werk. Stir up the gift of God, which is in thy, by putting on thy hands. Die Gees van God. Yes. Toe Jesus gedoop was, sê dat die Gees van God het soos 'n duif oor hom geval. Die stem van die Here het by iemand gekom. Dis my seun. Yes. Die Here sê vanoggend, jy is my kind. Hy wil soos 'n duif oor jou uitkom. Yes. En sy Heilige Gees oor jou span en oor jou gevul en jou hernie met sy Gees vanoggend. Yes, Lord. Die Heilige Gees. Ek kan niks doen sonder die Heilige Gees nie. Wie sê vanoggend, Heilige Gees, hier is ek. Ek voel miskien leeg. It's time for a refill with the Holy Spirit. Amen. Of jy sê vanoggend sê, maar ek het nog nooit gevoel, ek is nog nooit gevoel met die Heilige Gees nie. This is your morning. Yes. Die Here het hierdie dag al lank al beplan. Karabas. En sê, dis jou oggend. Yes. Wil jy sien dat die Here werk? Yes, ons wil sien. Maar wie is jy die instrument? Dis so maklik om te sê, ek gaan van daai persoon vra om daai persoon te bid. Nee, die Here wil jou gebruik. Amen. Want jy is uniek in sy oë. Jy is spesiaal in sy oë. En steek jou hier aan, wie is elkeen? Wie is elkeen? Ek is elkeen. So kan die Gees van God deur jou werk? Amen. Amen, die Gees van God kan deur jou werk. Koos Brian, staan jy daar? Die Here sê, hy sien jou raak. Yes. Hy sien raak wat ek doen vir die werk, die Here. Hy sien jou raak. Wat is so pas gedoen? Ek het geen profesie aan hulle gegee. Ek het 'n woord van God aan hulle gegee. En al het werk is so maklik. Ek was net gewillig. Yes. Ons gaan volgende die bid. En jy gaan vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek is gewillig. Use me, Lord. I am willing. Yes. Die Here soek net gewillige mense. Wie is volgende gewillig? En sê, Here, hier is ek. Yes. As jy sê, ek het nog nooit die Gees van die Here deur my gevoel eers beweeg nie. Ek is nog nie eens gevul met die Heilige Gees nie. Kom staan vir my voor. Yes. Wie wil nog gevul word met die Heilige Gees? Kijk. As er nog is, terwyl ons wat bid, kom vorentoe. En dan, as dan van julle wat is Here, ek is hier. Yes. Maar ek voel leeg hier binne my. Heilige Gees, waar is U? Kom ook vorentoe. For a refill of the
Holy Spirit. Yes. Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Julle wat U voorstaan, sê die Here, hier is ek. Wat U wil geskied. Yes. Laat toe dat die Heilige Gees kan deur jou werk. Soos hy goed. Hy weet wat jy kan hanteer. En wat jy kan hanteer. Die Heilige Gees is 'n toevoeging. Die Heilige Gees is regtig gentle. Hy gaan nie iets oor jou toe kom wat nie jou het, wat jy reg is voor. As jy so pas na die boodskap voel dat jy wil ook ervaar die gaas van die Heilige Gees. Jy wil ook deel wees van die Heilige Gees en hom ook beleef soos baie van die ouens so pas die Heilige Gees beleef het. Wil ek jou aanmoedig om net te sê, Here, hier is ek. Ek stel myself oop. Vra vir die Heilige Gees om in jou te kom en oor jou te kom en jou te kom vul. En nou, dis geloof. Van julle gaan iets ervaar, van julle gaan sekere emosies begin kry. Ek wil nie saadjies in julle gedagtes plant of jy te sê wat julle gaan ervaar nie, want dit is absoluut die Heilige Gees se wil wat sal geskied in jou lewe nou. So daar waar jy sit, lig dit jou hande op soos jy ontvang en sê, Here, hier is ek. Dan bid saam met hierdie gebed. Heilige Gees, ek stel myself nou oop vir U. Vader, ons kom eers, ons vra dat U wil sal geskied in my lewe. Vader, soos U vir Jesus ook gesê het, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, U op aarde soos in die hemel. So daarom sê ons dankie Vader, ons aanvaar dat U wil nou sal geskied. Heilige Gees, ek vra dat U nou oor my sal kom, my sal vul met U gawes, dat ek 'n verskil in ander mense se lewens ook kan maak. Dat wanneer ek in die straat loop, dat mense 'n verskil kan sien. En ek glo dit nou, in Jesus naam. Amen. En net soos jy daar sit, gaan ek nog vir jou bid. Heilige Gees, ek vra dat U nou oor hierdie persoon wat nou kyk, wat bereid is om oor te gee aan U. Ek vra dat julle nou sal vul in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek sê, Heilige Gees, ek vra dat U soos 'n vuur reg deur 'n liggaam van kop tot toon sal deurgaan nou. En dan sal vul en so doop op my Heilige Gees nou in Jesus naam, dat die gawes van die Heilige Gees deur hulle sal begin manifesteer, dat hulle die uitleg van tale gaan kan kry, dat hulle in tale gaan kan begin praat, gaan kan profeteer, vir siekes bid en die hande oplê en hulle sal gesond word. En Vader, dat U wysheid en kennis ook oor hulle sal kom. Ons sê dankie Heilige Gees wat U nou vir daai persoon doen, wat U nou vir hom doen en vir haar doen. In Jesus naam. Vader, terwyl ons nou bid, vir elke persoon wat 'n krankheid het en 'n siekte het, siekte, ek beveel jy nou in die naam van Jesus om van daai liggaam af te val in Jesus naam. Duiwel, jy's 'n leuen uit die put van die helheid, so elke simptoom wat jy nog aan hulle wil gee, dit is 'n leuen. So Satan, wyk in Jesus naam. Leuen, wyk in Jesus naam. Siekte toestand en simptoom, wyk nou in Jesus naam. En ek bly die bloed van Jesus oor jou, nou in Jesus naam. Ons sê dankie Vader. Vader, ons gee U al die eer. En sê, Vader, ons sê dankie vir wat U nou so pas hier gedoen het. Dankie vir soveel mense wat U nou so pas aangeraak het, Vader. Ons sê dankie Heilige Gees ook, dat U nou oor hulle is. Heilige Gees, dankie dat U van nou af, hulle gaan elke dag gaan bystaan, hulle gaan lei soos U woord sê. Heilige Gees, iets hier om ons te leer. Heilige Gees, ek vra dat U ook die woord van hulle meer sal oopmaak. Ek bid nou dat U hulle geestelike oë sal oopmaak, hulle geestelike ore sal oopmaak. Wanneer hulle U woord lees, dat hulle die dieper gedagtes kan sien en kan verstaan wat U vir hulle weer sê, Heilige Gees. Ons sê dankie. En Jesus, dankie vir wat U al reeds op die kruis gedoen. Jesus, dankie dat U elkeen so lief het, dat U bereid was om op die kruis te sterf vir ons almal se sondes, dat ons vrygekoop kan wees, vry van sonde. En ek sê Jesus, dankie Jesus, in Jesus naam. Amen. Jy wat ook al sit en jy voel maar, joh, hoe kan Jesus my prys betaal het? Weet jy, is omdat Jesus jou so lief het. Jesus het jou so ongelooflik lief. Hy was bereid om dit te doen. Al wat jy moet doen, is net oor te gee en sê, Jesus, hier is ek. Vergewe my. Ek het verkeerd gedoen. Vergewe my, Vader. En weet jy, Jesus het betaal met sy bloed, al klaar, alreeds. As jy bereid is om op jou knie te gaan en op alle eerlikheid
en te bedoel wat jy sê. Vader, vergewe my. Vergewe Vader jou. En dan was jy skoon met die bloed van die lam. Ons wil graag van jou hoor. As die boodskappe impak op jou lewe gemaak het, laat weet ons. Ons e-pos verskyn nou onder op die skerm, en ons webtuiste is ook onder op die skerm. Laat weet ons van jou getuienis. En as jy enige navraag het, of enige vraag wil hê, of 'n gebed, stuur vir ons 'n e-pos. En dan wil ek jou verder vat. Jesus sê, bekeer jouself en laat jouself doop. Nou van die van julle wat julle hart vir Jesus gegee het, en julle self oorgegee het aan Jesus, gaan sien jou predikant, gaan praat met hom oor die doop. Die doop van die water, die is net so belangrik soos die doop van die Heilige Gees. Gaan praat met jou predikant. En tot verder, sien ons uit om weer van julle te hoor, en ons sien julle weer volgende week, tot ons verder gaan, in Jesus naam, goed gaan. You came along and you set us free, and we touch, we feel the power of your love. All the glory to Jesus, our King high above. Now we jump, we shout, we lift our hands up high, as you did for us. For you we will die. Hallelujah, Jesus, you're the only living God. You conquered death and set the captives free. Hallelujah, Lord, we worship thee. You came along and you set us free. And we walk, we talk with Jesus our Lord. Thank you, oh God, for your mighty word. And we sing, we praise with this gospel song. Listen and you'll hear the angels sing along. Hallelujah, Jesus, you're the only living God. You conquered death and set the captives free. Hallelujah, Lord, we worship thee. You came along and you set us free. I will live forever alongside thee. Eternity, eternity is for me. I will live.